Hallelujah. 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 Siyabonga. 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 Jesus. Siyabonga. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga. 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 Amen. Hallelujah. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise die Here. Hallelujah. Praise die Here. Mense, julle ken, ek is nie 'n sangerie, maar wanneer ek sing, dan sing ek tot eer van die Here. Ek sing regtig nie om vir u te entertain nie, nê? Ek is jammer vir die valsnote, maar dit was nie vir u nie. Dit was vir my koning. Nou wanneer die stem in die hemel uitkom en die troonkamer bereik, amen. O, dan klink dit vir die Here soos die van 'n engel. Dit maak nie saak die stemtoon of hoe die toon klink nie. Maar wanneer jy dit vir die Here doen, dan klink dit mooi. Amen. Prys die Here. Ek het nou so 'n bietjie geworship en die was nou een van die liedjies wat ek ook nou geworship het. En toe voel ek rekord dit sommer vir julle, dat julle sommer saam met my sommer so worship ingaan. Die Here sê, we must enter his gates with thanksgiving in our heart. So when we enter in that way, amen, then the Lord will already meet you there. You won't have to be like the disciples where you still need to wake him up while he is in the boat, amen. But when you enter with thanksgiving and prayer and supplication, hallelujah, then the Lord will already be there and he will meet you there. How we enter matters. How we go in matters.
How we wear and carry our faith, it matters. Because if we don't go in with faith, it will not move the Lord. If we don't go in with worship, it will not move the hand of God. But when we enter the right way, with thanksgiving, prayer, supplication in our hearts, hallelujah, praise die Here. Mense, dan hoef julle nie te worry nie. Maar hoe jy ingaan, it does matter. Dit maak saak hoe ons ingaan, julle. Don't let the enemy fool you. You have to have the right attitude, and your attitude needs to be the attitude of worship. Amen. Ek het vanaand die Bybel opgeslaan. Ek het nou nog nie gelees nie. Ek het hom net opgeslaan by Esegiel 24. Ek het nou nog nie gelees nie, so ek gaan nou lees waaroor dit gaan. En dan sal ek sommer saam met julle lees. Ons kyk as die Here vir ons 'n woord het. Ek weet nie of die Here vir ons 'n woord het uit hierdie woord nie. Dalk is dit dat die Here net wil hê ek moet dit vir julle lees. En as ek dit lees, dan ontvang jy dalk jou eie woord van die Here. Maar soos ek lees, kry ek dalk 'n woord om vir u te ontleed en dit te openbaar. So ons kyk wat sê die Here. Amen. Kyk julle Bybels dierbaar is. Kom ons doen 'n bietjie Bybelstudie saam. Dis Esegiel hoofstuk 24. Die opskrifie is die teken van die kokende pot. Amen. Nou as ek dink aan 'n kokende pot, daar kry ons onmiddellik 'n antwoord en 'n openbaring by die Here. As jy dink aan 'n kokende pot, dan beteken dit dat die kos of wat ook al binne in die pot is besig om gereed gemaak te word. Amen. So wanneer of terwyl die pot nog kook, dan beteken dit dat die items, the products that is in that pot, it still needs to be purified. It still needs to come to a place of softness. It still needs to come to a place of readiness. It's still cooking. It means it is not yet ready. Dit is nie gereed vir wat ook al dit voor gereed moet wees nie. As dit kos is, as ons nou praat van kos, beteken dit is nog nie gereed vir consumption nie. Ons kan dit nog nie eet nie. Amen. So dit beteken die kokende pot, hy kook nog. Hy's nog besig om te kook. So daar is iemand wat hierdie videoetjie gaan sien, wat die Here nog mee besig is. Die Here is nog besig met u. As ons net die opskrifie vat, die teken van die kokende pot, dan sê die Here dat ek moet vir u sê, amen. Hy's nog besig met u. Moenie haastig wees nie. Kyk hierso, as ons 'n pot wat kook vinnig wil afval, omdat ons honger is en ons wil eet, dan gaan ons mos nie lekker kos eet nie. Die kos gaan rou wees, die aardappels gaan hard wees, die groente gaan glad nie lekker wees nie, want dit gaan te crispy wees. Sommige mense eet hulle kos nie so crispy, maar kyk jy so die majority van ons as mens, ons like ons kos mos gaar. Hoe like jy jou steak? Some say well done, en some say half done. My man wil nog so 'n bietjie bloed sien, sê hy, as hy sy steekie sny. Maar daar seker is van ons wat dit gereed, hy moet well done wees. Hoe eet jy jou eier? Sunny side up? Of eet jy hom hard? Eet jy hom half? Hoe eet jy hom? Nee? So daar seker is wat dit sag eet, seker is wat dit hard eet. Net so ook met die kos wat in die pot is, wat nog kook. Seker is jy dit rou, ek weet regtig wie sy rou mense nie, maar ons hou van gaar kos, ek hou van gaar kos, dit moet lekker wees. Vanaand het ek 'n lekker breinpotjie gemaak vir my mense, en daai kos was lekker en dit was gaar, né? Nou die Here sê ek moet vir u sê, moenie haastig wees met stadige dinge nie, man. Daar's sekere goedjies wat nog moet kook. Daar's sekere dinge wat nog moet kook. Kyk, daar's nog goedjies wat die Here moet sag maak binne in jou. Daar is sekeres van ons wat soms te haastig wil wees met sekere dinge wat stadig geprosesseer moet word. Nou by die opskrif kom gee die Here vir ons sommer die antwoorde en hy gee vir ons die openbaring en die diepte van ons soektog. Die Here sê hou opsoek, hou opvra, hier is jou antwoord. Die Here is nog nie klaar met jou nie. Hy's nog besig met jou. Hoekom? Want daar's nog tyd
Die Here sê, daar's nog tyd. Ja, die tyd is besig om uit te hardloop. Ja, die tyd is regtig nou aan die einde, maar vir jou is daar nog tyd, sê die Here. Daar is nog tyd. So moenie bekommerd wees oor die dinge waaroor jy jou bekommer nie, want God sê, amen, hy's nog besig met jou. Hy's nog nie klaar met jou nie. So kom ons lees verder. Op 15 Januarie in die 9de jaar van koning Jojachin se ballingskap het die Here vir my gesê: Mensekind, skryf vandag se datum op, want vandag het die koning van Babylon met sy aanval op Jerusalem begin. Gee dan 'n gelykenis vir hierdie opstandelinge. Gaan sê vir hulle wat die oppermagtige Here sê. Sit 'n pot water, hier kom die pot nou. Laat ons gou sien. Ekskuus julle, my oë sien nie so lekker nie, so dis hoekom ek ekstra lig gebring, want ek kan nie so lekker nie aansien nie. Die Here sê vir hulle, ja, sit 'n pot water op die vuur om te kook. Maak dit vol met die beste vleis, die bout en blad en die beste van die bene. Nou sien julle, dit is kos waarmee ons hier besig is. Gebruik net die beste skaap uit jou kudde en pak hout op die vuur onder die pot. Laat die pot kook. Kook die bene saam met die vleis. Die oppermagtige Here sê, rampe wag verseker vir Jerusalem, die stad vol moordenaars. Sy is 'n pot vol korrupsie. Halleluja, prys die Here. Vat dan die vleis stuk vir stuk, sonder om uit te soek. Haar boosheid is vir almal duidelik. Sy maak sommer net dood en los die bloed op die rotse sodat almal dit kan sien. Sy probeer dit nie eens toesmeer nie. Daarom sal ek haar bloed op die rotse laat spat, om te wys hoe kwaad ek vir haar is. Niemand sal dit probeer toesmeer nie. Die oppermagtige Here sê, rampe wag verseker vir Jerusalem, die stad vol moordenaars. Ek sal self hout op die vuur onder hulle pak. Ja, pak die vuur aan. Laat die vuur dreun tot die water kook. Kook die vleis goed met baie speserye, verbrand dan die bene. Sit die leepot op die kole en maak dit rooi warm sodat die vuilheid en roes kan afbrand. Maar dis hopeloos. Die roes wil nie van die pot afbrand nie. Daarom gooi dit in die vuur. Die vuilheid is jou afskuwelike dade. Ek het jou probeer skoonmaak, maar jy het geweier. Daarom sal jy vuil bly tot my wraak teen jou afgekoel is. Ek die Here het so gesê, die tyd het gekom en niks kan dit terughou nie. Ek verander nie van my gedagte nie. Ek sal jou nie weer jammer kry nie. Jy sal geoordeel word op grond van jou afskuwelike dade, sê die oppermagtige God. Tot sover die woord van die Here. Nou dierbares, hierdie woord is 'n woord van bekering. Ons kan nie nou meer ander tipe woorde gee nie. Ons kan nie nou meer motivational speeches doen nie. Ons kan nie nou meer vir jou bemoedig en aanmoedig meer nie. Ons kan nie. Die tyd van motivational speeches is verby. Die tyd van kindergarten, kerkie jou is verby. Die is 'n bekeringswoord. Die Here kom maak 'n voorbeeld van ons sonde deur middel van 'n pot wat geroes is en vuil is van onder, dat die vuur dit nie eens kan afbrand nie, dat die kokende water wat gekook word om skoon te maak, dit nie eens kan skoon maak nie, dit kan nie afkom nie. Die Here kom maak 'n voorbeeld van ons sonde, dat ons is soos die roes aan daardie yster.
Nou as jy roes aan yster het, nee, dit kom ons nie maklik uit nie. Ek glo as jy nou 'n spesiale iets doen, ek het nou nie research gedoen nie, dan sal jy roes kan uitkry of jy moet hom oorsprei of wat ook al om hom reg te kry. Maar roes kom nie sommer uit nie. Roes is deel van daardie yster. Nou dit is hoe ons sonde vanaand gebeskryf word. Dit is die afskuwelike dinge wat ons mee besig is, wat ons mee vergelyk word. Die Here kom herinner vir ons, die Here kom praat hard met ons en sê vir ons basies, die dinge wat jy doen, jy seuns mee skaam om dit te doen, sê die Here. Hy sê jy doen dit in die openbaar, daar's geen skaamte meer nie. Dit lê op die rotse, die bloedspad en alles. Die Here sê nou net soos jy skaamteloos besig is met jou vuil dade daar buite, die Here sê hy gaan vir jou expose. Hy gaan vir jou expose. As jy nie ophou met jou vuil dade nie, as jy nie ophou met jou vuil gedagte nie, as jy nie ophou plot teen jou broer en jou suster nie, as jy nie gaan ophou doen dit wat jy doen en waarmee jy besig is nie, die Here sê, I am gonna expose you and I am gonna spit you out of my mouth. Hy sê hy gaan vir jou op die rots los in die openbaar en jou naaktheid sal vir almal bekend wees. This is a warning. This is a warning to the people that is digging holes for other people. This is a warning for the people that is being rude, ugly, mean, and they are doing all sorts of things towards their brothers and their sisters. The Lord God Almighty says, as jy nie gaan ophou nie, gaan ek jouself in die gat gooi. As jy 'n gat grawe vir iemand dierbaar is, dan is dit maar net wat dit is. Jy gaan self in die gat gegooi word. Jy gaan self daarin gegooi word. Ek dink die man se naam in die boek van Ester is Mordekai, né? Ester se oom. En ek dink die man wat vir hom 'n paal opgesit het is Haman. Ek praat nou onder korreksie. Hy wou vir Mordekai aan daai paal gehang het. Hy het vir hom basies 'n gat gegrawe. Hy wil vir Mordekai doodgemaak het. En op die einde van die dag, dierbares, is dit dat Haman in die plek van Mordekai op daai paal gaan hang het. Hy was die een wat toe doodgemaak geword het en hy's die een wat basies aan daai paal gehang het. Die paal wat bedoel was vir Mordekai, hy self het geplot teen hom. Dan praat ons, dan gaan ons gou na Daniel toe. Daniel wat in die leeukuil gegooi was vir geen rede. Daar is mense wat ander mense prosecute, né? For no good reason. They are laying charges against them for no good reason. Dieselfde wat die mens met Jesus gemaak het. Klagte teen hom gebring for no good reason. An innocent man. And Daniel was an innocent man. Daar die mense daar in Nebukadneser se paleis, hulle het hierdie schemes gehad teen Daniel, die wagte, hulle en soldate, hulle het geplot en geskiem teen Daniel. Pure jaloesie. En hulle het vir Daniel in die leeukuil laat gooi. But at the end of the day, they were the people that was eaten alive by those lions. And there was not a scratch on the body of Daniel. En dan wil ek eens praat van Josef wat in die put gegooi was nie. Somtyds as jy even mense in hy gat ingooi, dan gaan die gat die persoon bless. If Joseph's brothers didn't throw him into that pit, hy sou nooit gouverneur geword het daar in Egipte nie. Hy was toe in beheer van sake. Hy het deur hel gegaan, but at the end of the day, it ended up blessing him. Be careful of what you are doing in this world against others. Be very mindful, especially when it's God's people, the living God. I'm not threatening you. I am simply warning you
The same way, the Word of God is warning you. If you mess with God's people, the God of that people is going to come for you. God is not just a God of love. God is also a God of vengeance. And the Lord God Almighty, He fights for what is His. And He comes against whatever is coming against what is His and what belongs to Him. He's a jealous God. And He's a God of war. And He has never lost a battle once. Be careful. Be careful what you do to a woman of God. Be careful of what you do to a man of God. Because their God has not once lost a battle. Be careful. Amen. God bless you guys, and shalom.